Amen. Loof koning Jesus. Ek het vir julle goeie nuus. Hy het opgestaan. Hy is nie dood nie. Hy lewe in jou en in my. Hy het 'n afspraak met elkeen vanaand wat hier is. Nie net met my nie, maar ek wil vir julle sê die Vader is nie happy met ons nie. Terwyl ek hier sit, voel ek die aanval en ek dink, Here, wat gaan aan my tong klou my verhemelte en ek vra, Here, wys my. So ons deel gaan daardie deel in ons stryd klaar, want weet jy, hierdie is die huis van die Here. En elkeen van ons op die sit sal sê, ek en my huis sal die Here dien. Dat hierdie huis is 'n gesalfde huis van God, wat geroep is, wat al opgeskryf is in die hemel en nog voordat ek en jy bestaan. En die Here wys my, God is altyd getrou, en hy sal ons wys. Ek sê, Here, wys my asseblief, want iets is nie lekker nie. Ek voel hom, toe ek uitstap, ek voel hom, en die Here wys vir my. Here, dankie. Dit lyk soos chamelblokkies, en dit lyk soos stokkies, wat geplant is in die geesdimensie. En daar's 'n woord wat uitgegaan het vir hierdie gemeente, dat sy gaan nie 6 maande hou nie, dan sy deure toe. En daai woord sal nie staan voor God nie. Want sy asem is 'n verterende vuur. Hy breek alles wat nie van God af is, die slat, daai vuur van die asem van die Here stikken. Sy elke altaar wat opgerig is teen hierdie kerk, deur enige tong wat gesê het, hierdie kerk sal dit nie maak nie. We break it in the name of Jesus. The power of God is on this ground, the anointing shall flow, en in hierdie huis sal mense kom vir genesing. Hulle sal kom vir restaurasie. Daar is hier baie leë stoele. Die engele is hier. Daar waar julle sit, die engele is tussen julle, geniet hulle. Mag die salwing oor jou vloei, dit gaan nie oor die mense wat jy is nie, maar dit gaan oor wat die Here vanaand hier moet maak. Dis nie vir die 22ste Mei nie. Dis nie vir nie 'n Woensdag aand nie. Daar's 'n rede daarvoor. So Vader, ek wil ons moet net staan, ek wil hier saam met my in agreement staan, dat wat ek al gespreek is, sal nie stand hou nie. Want God openbaar die plan van die vyand, dat dit nie kan staan nie. En ek bid daar waar Pastor Wieke ek wil graag so kyk. Pastor Wieke, waar jy is, ek wil in die salwing van God oor jou sal gaan. Ek weet jy kyk vir ons, en ek weet jou hart is hier, but there's no distance in the spirit. Want you feel the anointing where you are today, in the name of Jesus. Vader, dankie. Dankie dat U saam met ons is, Heilige Gees. U is koning van die konings, is die Here van die leerskare. En waar U is daar krag. Here, ek vra dan watter vervloeking, which curse every spoken over this church, in the name of Jesus, we ask you, Father, to break it. Dismantle it. That nothing shall come against this church, because it's the house of the Lord. Here, ek bid vanaand, dat U sal hier skoonmaak, dat die engele sal stuur, van die noorde, suide, ooste en weste, to sweep this place, to sweep this yard, to sweep this house. Whatever is there in this yard will be destroyed by the fire of God, in the name of the Son, Jesus Christ. We ask the Holy Spirit to touch each and everyone which is in the place. As I take my hand over, Father, make your hands of flow of them. And I praise your mighty name. Here, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor 'n gebou nie. Dit gaan oor die Gees van God. Dit gaan oor siel. Dit gaan oor die koninkryk. Die tyd is ryp en die tyd is nou, Here, U het ons gewys. Vader, waar ons gesien, Maandag en Dinsdag was amazing dienste. En vanaand, Here, it's not an add-on, it's a flow. It's a flow. And I ask you, Father God, to release the river from the heaven, that it shall flow through this church, that everybody that's in this building, outside this building, in the church next door, that they will be touched by the fire. They will see something happen in this place. Let's keep going and right. Jesus' name. In the name of Jesus. Ons gaan nie toelaat dat hy stil nou. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. He comes to kill, steal and destroy, but God came to take life and life in abundance. And we do not take anything else except life, because He is the God giver of life and breath. Dis my amazing om die gesin daar agter te sien. Te sien hoe sit hulle by mekaar, het hulle dopgehou Maandag en Dinsdag, en ek voel die salwing daar van agter van die Here, ek wil nog hê, net nog 'n bietjie. En dis wat dit hoor.
Here dien, en dis nie waar my woord van hierdie sal kan net 'n intro. Maar ons het 'n afspraak met die Here. Hy het nie gekom om te sê, Karen, jy moet die woord bring, en dis dit, hy het gesê, just be the instrument, just flow. Dit gaan nie oor dogma nie, dit gaan nie oor weet is wat ek besit nie. Dit gaan oor bereidwilligheid, dit is 'n ding wat ek geleer het nie. Ek bedien by PBK 2 weke terug op 'n Vrydag aand, en ek wil julle die getuienis deel van gehoorsaamheid. En met toestemming mag ek dit deel. En 'n man sit agter, wat is 'n regte plaasboer, groot dominee. Hy's groot. En pastoor Jaap kom by my, wat van BBK van reis, en hy sê vir my, hy sê, Karen, sy jy vir 'n bid? Ek sê, ja, ek is hou van bid. Ken jy die man, ek sê, hy oom, jy, die boer kom daar agter, ek roep jou. En hy kyk op, ek sê, nee man, kyk, ek roep jou. En ek kom staan voor my, en die gees van God openbaar iets. Ek sê vir hom, jy het vanaand daar kom sit. Die Here wys my, jy het 'n bakkie. Hy sê, ja, ek het 'n bakkie. Ek sê, die Here wys my, jy het ingestap en jy het gesê, dat as jy vanaand nie aanraking kry van God, ry jy hier uit en jy ry in 'n boom vas, en jy pleeg selfmoord. En ek sien, hoe jy jou lewe verloor. En 'n man was uit in trane, en die Heilige Gees werk. Hy getuig my tannie op die Saterdagmiddag. Hy sê, ek wil net vir julle sê, wat hierdie vrou gesê is die waarheid. Ek het ingekom en gesê, is daar 'n God is, en ek voel hom nie vanaand nie, dan bestaan hy nie, dan geneem ek my eie lewe. Maar ek wil dan net seker maak, pas in die kerk en ek het probeer. Maar as ons nie gehoorsaam was nie, was die siel verlore. En daarom is ons hier in gehoorsaamheid. Dis die verliefingsstuk. Weet nie, teen die Here hande klap. Amen. Ek glo julle is nie met 'n verwagting. Maar ek het 'n lekker woord vir ook 'n lekker woord. Ek sê, julle gaan my like en dan gaan julle nog nie like, maar kom ons begin eers met die nie like deel nie. Want ek vra vir die Here, wat moet ek doen? En hy sê, nee, jy moet maar net doen soos wat jy sê. En die pastoor het my bel en hy vra vir my, sal jy die woord bring? Ek dink, Here, ek het 'n vraag gehad, en dit is my getuienis. I felt unworthy because of things happened in my life to do anything. En ek het die Here gevra, Here, as U wil hê, ek moet nog in die bediening staan. As U wil hê, ek moet doen wat U my voorgeroep het, wat ek gedoen het van 2017 af. Dan wil ek nie net kom waar pas nie. Sy sê, jy ken my. I want to be better. Ek wil beter wees vir Christus. Ek wil myself herstel, dat ek weet wat my identiteit is 'n skare, maar beter my identiteit in Christus. Dat die twee nie staan na 'n grys area is nie. En ek kry uitnodigings en ek is hierdie hele maand so besig dat ek sê, Here, ek is moeg. Ek sê vir my dogter, ek sê, ek dink Here toets my, want glo vir my, toe ek by die kampgronde inry waar ek bedien is Vrydag aand te sê, Here, ek hierdie ietsie sien. Ek sê, ek gaan omdraai, ek gaan huis toe. Ek sê, Here, U toets my nou maar anyway. Maar ons moet eers ons vermooi. En die pastoor het my vra, sê, dit is my laaste antwoord. Nou tel die back. Nou tel die back. Jy wat hier sit, there's no turning back. You've come too far to turn back now. Want die woord van die Here is nog maar 'n digting hoor. Hy raas ook 'n bietjie met ons, en pastoor praat van, Matteus 24 en ek begin, dis 'n ander een daai, maar kom ons draai hem gaga. En dan begin met my praat en sê, Matteus 24, nou lees ek vir die eerste keer in 'n lang tyd, want op 'n stadium het ek 'n bietjie geskiep, want dit was nou 'n ander episode in my lewe. En die Here begin met my praat en hy sê vir my, lees dit nie. En hy begin met hierdie getuienis wat ek, en ek sê dit getuienis wat ek wil met julle deel, want vir iemand gaan dit iets beteken vanaand. Hy sê vir my dat baie sal sê hulle is Jesus, of hulle sal die woord van Jesus verkondig, maar hulle sal kom met 'n twist. Maar dit gaan so opreg lyk en jy gaan so opreg klink en voel en proe, dat jy amper in jou vel voel en hy klink dan kry en jy gaan glo. En dis wat met my gebeur het. Ek het hierdie skrif wat sê saam met stilte mense sal jy eers op tafel sit nie. En ek glo op 'n stadium en ek begin bepaal as die Here wat verstaan nou nie. As ek dan nou siele moet red, hoe kan ek nie met mense gesels nie? As ek dan op 'n plek kom en 'n instrument moet wees, hoe kan ek nie by haar gaan sit en sê ek gaan nie, jy sal eintlik nie, want ek kan nie selfs. Hoe pas die prent? En die Here vat my na die skrif en ek wil dit met julle deel, want dis die eerste deel wat hy sê baie mense gaan goed gee. Maar ons moet so versigtig wees, baie keer vir daai eie ek wat
partykeer ingaan dat jy jou dogma en jou ideale idee van 'n ding vat en 'n ander mense afdwing. En dis wat die woord sê, go back to basics. Dat ons verstaan wie Jesus is, waar hy vandaan gekom het, wie God is. Wat is God? God is karakter en autoriteit. Hy is God. Toe Moses vra, wie moet ek sê gaan my stuur? Toe sê hy, ek is. Maar amazing, toe Sarah en Hannah, Hagar, beklei het, met die eerste liefdelikste roep wat jy gekry het. Amazing dat hier my wys, dat jy die woord bedien die naweek daaroor. Het Sarah en sy nou, ek gaan dit nog maar so 'n lekker fight gehad. Want daar gaan dit nou saam met Abraham slaap, en Sarah sy woord, en hierdie gedreeuw is aan die gang, en sy haal vir Abraham uit, en hy sê van, maak met al wat jy wil. En dit hulle 'n lekker fight, die woord sê, die hoening maar, dit sê maar 'n bietjie bolle gaan rond. En sy besluit, ek hardloop weg. Ek is nou moeg vir hierdie storie, en ek dink ons is op 'n tydjie daar. Ek is nou moeg vir hierdie storie, en ek hardloop nou weg. En sy hardloop. En sy kom in die woestyn. En ek dink, dit is 'n pad, dit is een van julle al in die woestyn gewees. En nou, dis seer. Dis droog. Jy's dors. Jy kan nie opstaan nie. Jy weet nie wat om te maak nie. Want dan leer die woord ons in Genesis 16 wat hy sê. En sy het iemand gesien. Met ander woorde, dis nou gaan lees dit gerus. My taal wat ek vir julle nog lees. She saw somebody. En sy kyk. En sy hoor hierdie iemand in hierdie woestyn praat met haar. En onmiddellik erken sy hom. En sy sê, U is God wat sien. Amen. Dis die eerste skrif in die woord wat sy hom benoem het. Sy het hom 'n naam gegee. God wat sien. Hier waar jy sit, al is jy in die woestyn, al is jy op 'n plek waar jy op 'n verkeerde lering of 'n ding gehad het, of verkeerd gedoen het, God sien. Want jy kan sien. Hy het haar oë oopgemaak dat sy kan sien. En hy het geweet dat daai oomblik moet gebeur. En as jy sê, is eintlik maar die geskiedenis van Ishmael. Hy was nie 'n maklike ou gewees nie, maar sy het belofte gekry. Want God sien. Hy sien waar jy is. Hy weet waar jy is. En wat gebeur? Sy moes links gekyk en op regs en daar's 'n put van water. En daar's ons eerste bekeringsboodskap. Die lewende water is daar vir ons gewys. Die put van water. En dis hoekom ons so versigtig moet wees met die woord. Ons is in 'n tydperk wat ons, wag, ek julle gaan gewys. Waar is tydperk? Ons is in 'n tyd. Ek dink almal sit die salme. Almal sit die salme. Jy wil meer en meer van die Here hê. Maar om by hierdie groot ouer salwing uit te kom. Kyk of is wat asseblief. Moet ons eers begin. En voor ons hier begin, moet ons op 'n ander plek begin. En dis by hierdie woord. Ons kan nie toelaat dat die vyand die woord van God verdraai nie. Ons kan nie toelaat dat jy iets leer en iemand anders iets leer wat die woord praat, daar's te veel leermeesters. Na wie luister jy? Dan leer jy nog iets, dan sê nader is ook ons vloes, is 'n klomp oorskietkoste tuinelhoor. Jy weet nie die aarde of water is, jy kom of jy gaan nie, want jy het nie benul wat in hierdie woord staan nie. Eerste plek, ons moet weer tyd spandeer. En dis waar die Here met my was, toe ek in die woestyn was. So ek hier ek wil sien. En ek het ontmoet hom. En hy wys my, en hy sê vir my, hy sê, ek wil wys jou. In Korintiërs 5:11 sê hy, ek is baie kort. Maar nou skryf aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staande is 'n broeder bekend, 'n oreerder is, of 'n gieraard, of 'n afgodsdienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Net so iemand sit jy neer in 'n tafel. En ek huil, ek sê, Here, wat moet ek hierdie skrif doen? Want dit is ingeprint, ek het 'n ding begin glo, en die Here vat my verder. Hy sê, ons gaan bietjie na die korpodans toe. Ek gaan nou preek, ek wil julle net iets leergaan. Hy sê, gelees bietjie wat beteken wat kwaadspreker. En as jy kyk, dan praat hy van loyaros, as ek reg spreek, abuse. So as jy saam met iemand is, wat vir jou 'n verkeerde ding leer, is actually abusing. Because he's abusing your faith. He's abusing who you are. Want hy kom met 'n ding, en hy laat jou bietjie anders kyk. En dis wat hy sê, in die
pasop, vir mense wat gekom, wat die woord gaan gee, die brood gaan breek, maar ek bietjie mif van. Maar jy gaan net, die mif is daar op tyd. Nee, die woord sny. Hy is 'n tweesnydende swaard. Hy sny tussen murg en binne die gewrigte. Daar waar ek en jy nie kan vat. Maar ons moet op 'n plek kom van submission. Dis maklik om te sê resist the devil. En hy mag flee. Maar wat sê hy voor gesien? Resist the devil. Nee? Dan sê hy submit. Eers submit. Ons kan nie resist as ons nie submit nie. Submission is om alles wat hierdie woord sê te vat, te eet, te leer, te bevyns. Because church begins with us. Hier is die gebou, maar hier is die samekoms. This is the fellowship. And if you don't have the fellowship, the building is nothing. En dis wat hy sê, Hebreërs 10:25, moenie nalat met onderlinge byeenkomste by te tel. Hoekom? There is a corporate anointing. Ek gaan ons nie plaas gekry. There is a corporate anointing waar elke een kan kontak van die lewende water, die water wat vir ons almal beskikbaar is. Maar die probleem is, ek en jy wil net so bietjie hê partykeer, en ek preek eers vir myself. Partykeer kom jy op 'n plek en dink jy, ag nee, arme, dis nie 'n lekker plek nie. Ek kon maar hier voor moes staan en sê, ek gaan nou maar net die woord bring, en dis Here nou net so wys, want dit is so verlaat. Nee, ons moet dit wat die Here vir ons gee gebruik. Dis 'n wapen teen die vyand, want hy's 'n mensemoordenaar. Hy leer ons in die woord, amazing. In Matteus wat hy vir ons verduidelik, hy sê, die tempel gaan in 3 dae afgebreek word. Ja, die tempel is 70 jaar na Christus, is afgebreek. Maar Jesus vir ons in die kruis gesterf. So die eerste deel van die lewe is, daar was 'n prediction, daar was 'n voorspelling, dat eendag gaan daar 'n Jesus wees, en daai Jesus gaan vir jou kom sterf, vir my kom sterf, vir jou sonde, vir my tekortkominge, vir jou hier, vir jou finansiële stryd wat jy het, want jy het 'n finansiële stryd, want jy weet nie hoe om die stres te hanteer nie, want jy weet nie waarom in te tap nie. En wat leer ons eintlik in hierdie hele proses, dat ons moet op 'n plek kom, dat ons hierdie liggaam moet kruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar jy moet op 'n plek kom om te sê, I will crucify this flesh until I am an overcomer. And if I'm an overcomer, I will still crucify this flesh. Dat wanneer hierdie doring in hierdie sy insteek, dat jy net as jy en dan wat uittrek. He's giving you a weapon, and that's the word of God, to fight the enemy with. But the choice is, do you want to take it? En dan staan ons hier so afgewaarde, ja, net wie Jesus gesterf het, net hy het ons allemaal gedoen. Waar is die joy? Die Here het jou vreugde gegee, want hy het gesterf, hy leef nie meer, hy het opgestaan. Die graf is leeg. His resurrection power. Toe Jesus in Maria se maag was, amazing, die volheid van die godheid was binne na maag gewees. En ek en jy, die dag toe ons Damaskus mountain kry, en teen hierdie krag van God vasloop, sissie, 'n dag wat jy nooit sal vergeet nie. Toe jy dit kry, dan loop die Heilige Gees in jou langs jou en sê, jy klaar en klaar vir Here hê, nie net om een dom, los my. Jy moet jou hart vir Here hê nie, sê los my. Want as soos hierdie lewe gegaan het, dan kom maar 'n dag, en 'n oomblik, en 'n minuut, en jy besef daar's 'n God, want die Heilige Gees het nooit opgehou om te klop nie. En toe jy hom aanneem, toe sê hy, my kind, ek kom woon binne in jou, soos wat Jesus en Maria se maag was, is hy binne in ons, hy is inwoning, he's the indwelling spirit that gives resurrection life to everything. Maar wat is die probleem? Julle, as maak jy om te sê, sissie, ek is nie lekker vandag nie, dan gaan sy vir my sê, het jy gebid? Ja, ek het gebid, maar daar nie. Ek kry ons nie baie nie. Pastoor, ja, ek weet nie, my lewe sleep agter my aan, niks werk nie, hierdie siekte nie. Wat doen jy? Jy spreek dood met jouself. Was ons nie daar gewees in ons lewe nie? Dan kom die woord, dan sê hy, omdat jy die Heilige Gees het rejaag, kom hy en hy leer jou hart lief te hê. Hy leer jou om lewe te spreek. Hy leer jou om daai krag te vat wat jy gekry het. Want die oomblik wat jy die Heilige Gees ontvang het, het jy krag en autoriteit gekry om op slange en skerpe hemele te trap. Dis ook wat vir die disippels gesê,
authority. Want God is karakter en autoriteit. En in sy karakter en autoriteit wat besig is om te groei binne in jou, jy's besig om die woord te leer, te eet en te bepeins, jy's besig om te luister as die pastoor praat en jy die waarheid gee, want hy sê, kom eet, Sondag vir Sondag, kom eet my. But sadly, there's a place that we first need to be preachers and then sheep. Want as ek jou nie preach nie, en as ek nie vir jou waarskuwing gee nie, as ek nie die woord vir jou leer nie, die waarheid leer nie, hoe gaan ek jou wat sheep uit? Want jy gaan nie weet nie. En dis ook ons moet leer. Wat sê vir Petrus? Hy sê, feed my sheep. En dis wat die pastoor doen, they feed the sheep. But sometimes when they preach, en hulle tigtig, dan is dit 'n bietjie seer. En toe die Here vir die woord gee, en hy sê vir my, ek wil vir julle voorlees. Dan as die Here net 'n handeklap gee. Ek nie wakker kom. Die Here gee van die woord, en ek sê, Here, dis 'n harde woord. Galasiërs 3 vers 3. Here, is julle so onverstandig. Nadat julle die gees begin het, eindig julle in die vlees. Ek sê, Here, dis 'n eienaar. Ek sê, Here, dis Pinkster. Nou moet ek hierdie vir jou kinders kom vertel. Ek sê, wat gaan hulle op my dink en gaan opstaan en uitloop? Hy sê, jy sê dit. En ek sê, is reg, Here. Want die vrees van die Here bring wysheid. Die vrees van die Here maak los. Die vrees van die Here help jou wanneer jy in 'n reddingsposisie is en jy wil verdrink, as hy kan klim uit en loop op die water. Hy gee my 'n skrif daarna en hy sê, is in 2 Timoteus. 2 Petrus 2 vers 14. Met oog vol van oorstel, wat nie ophou met 'n Sondag nie. Hy sê, my kinders is besig om te veel van die kassies te kyk. Jou oë is nie gefokus op die koninkryk nie. Dis hoekom ons soek 'n antwoord, ons kry dit altyd nie. Dan hy ons, Here, ek wil die salwing hê. Here, ek smeek U, ek wil net meer van U hê. Terwyl hy eintlik binne jou is, die volheid is daar in jou, maar jy het te veel skuld om dit te sien, sodat dit kan blink, sodat dit kan skyn. Niemand het alles bely, Here. Ek het nie meer sonde nie. Nee. Hy wat sê sonder sonde lief die woord sê, dit nie ek nie. Ons het elke dag leer. En ek breek vir myself. En baie môre as ek opstaan, as ek opmoeg, dan sê ek, Here, is regtig nie lus hierdie dag nie, want ek moet 4 uur opstaan. My dag begin vroeg. Dan moet ek daar ry en is koud. Sê ek, Here, ek is regtig nie lus nie. Dan mou ek. Sê ek, maar leer jy? Gaan leer. En tot as ek uitry en ek sien die sterretjies te kyk, die stukkie maak. Dan sê ek, jammer, Here. En hy leer my. Net asem. Hy sê, ek het vir jou roewag gegee. Asem. Sodat ek en jy tydig en ontydig kan verkondig, maar dat ons ook kan ontvang. Is dit lekker as ons getuig word? Nee. Maar hy het 'n belofte, hy sê, ek stuur vir julle 'n trooster, die Heilige Gees. Hy sê, julle sal dit herdenk, en dis wat ons doen. Ons herdenk die keer wat ons van weet, wat opgeskrywe is, wat die waarheid is. Dis Heilige Gees geïnspireer. Hy sê, onthou dit daagliks. Want hy het gekom, en hy is vir ons gegee, gratis. En weet julle wat is amazing? Paasdag, die Heilige Gees is vir jou gegee om dit te leer. Maar jou gifts is vir haar gegee. En dan hy is, ek soek die gifts hier, ek soek die gifts. Maar hy sê, Matteus 6 vers 33, aan die Marie, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die res sal vir jou bygevoeg word. Maar ons is so geneig om eers te kla, te murmureer, voordat ons enigstens besluit om te besef wat ons eintlik het in Christus, dat die volheid klaar in ons woon, dat ons net kan sê, Here, help ons bietjie om skoon te maak, hierdie twyfel wat ek het, hierdie siekte wat ek het, hierdie tong wat verkeerd praat, Here, dat ek met dit kan deel, dat ek kan repent, dat ek die krag van binne af kan voel, dat ek kan stap. En dit wat ek my voorgeroep het. Is God nie goed nie? Thank you, Jesus. God is good, and the devil is alive, and that settles it. Maar die duivel is nie lui nie, hoor nie. Waar hy kan kom, die kill, steal, and destroy. But God
But God sê vir julle, hy sê, that I'm equipping my saints. I'm equipping my saints, my jong dogters. Diep geroepe bevryding. I'm equipping you. Hy gaan jy nie uitstuur nie. Jy gaan hulle vastloop in die mall en hulle gaan manifesteer. En jy gaan sê die vuur van God is op jou. Die bloed van Jesus is die jou sak opgaan. Hy is powerful in die Spirit se sterk. Dink jy besef die krag wat die Here vir jou gegee het? It's amazing. Thank you, Jesus. Het ons almal dit gekry? Ja. Kan ons almal dit gebruik? Ja. Is ons almal geroep vir bevryding? Sommige 'n bietjie meer as ander. Amazing. Ons het 'n identiteit, nee, jy kyk na die giftes nie. Ons is geskape met 'n identiteit. Jou blueprint is in die hemel. Nog voor die grondlegging van die aarde was julle name en my naam en die mense wat daar in die Churchill se name in sy handpalm gegraveer. Amazing. En dat jou aarde toe gestuur en dan life happens. Maar nog steeds die identiteit. Want dan kom die vyand en ek kom skaaf 'n bietjie verkeerde plekke en jy kry 'n verbronge identiteit. Jou pa is nie meer regtig daar gewees nie. Jy het 'n absence of a father en jy begin seer kry. Mense se woorde kom lê op jou. Jy het seer. Storieetjies word vertel. Skinder lekker die mense en jy het seer. En dit wat God jou eintlik voorgemaak het, voel jy nie, want die mens en jou ore wat jy uitneem, het gemaak dat jy terugstaan en sê, kan nie, dis nie vir my beskore nie. Surprise! Dit is wat jy was, dit is nog selfde wat jy was, jou blueprint is daar, dis hoe God jou gemaak het. Hy het jou geroep vir wie jy is. Dan heil ons vir die gawes, dan sê hy, my kind, jy het tot bekering gekom, ek gaan jou bedeel met gawes. Dan stap jy na die dubbele anointing en dit wat jy sterk is. Maar dan sê hy, I will equip you with what you want at the time you need it, for as long as you need it, because it's to the glory of God. En hy gee dit vir jou. En dan plaas hy jou, God is good, dan plaas hy jou in 'n posisie en hy sê vir jou, of jy is 'n pastoor, of jy is 'n evangelis, dan ek is te wil, ek kan jy 'n pastoor wees nie. Ek like van haar jou. Julle, hulle wil gesê is bang te sê, nee, ek verstaan jy, ek trek ek hier bak gaan. En hy sit jou in 'n posisie. Dit is almal dieselfde, nee. Jy's die arm, jy's die hand, jy's die voet. En soms is iemand die oor op wees. Maar saam is ons kragtig. En dis ook wat belangrik is vanaand, dat jy kan onttap van die same wat Christus vir jou het. Of jy slaaf of vryman is, of jy 'n pa of 'n ma of kinders is, of jy Piet of Koos of Klaas is, of jy nou maar, maak nie saak wie jy is, jy sê dis vir jou. Vanaand het ek vir jou 'n salwing, vanaand het ek vir jou liefde, vanaand het ek vir jou redding, ek het vir jou bevryding, ek het vir jou genesing, want jy wil dit kom vat, my kind, jy wil dit kom tap, my kind sê, hy sê wat ek in alles vir jou gegee, die pryse is klaar betaal. Maak klaar met die kritiese staf. Maak klaar sê, sit dit neer. Maar nie dink, ek gaan net so, ek wil net so 'n stukkie, maar ja, Here, jy weet, ek wil my kinders toe gee, maar ek wil net, ek gaan 'n bietjie intree, ek wil net raak aan my kinders, dis ek nie. Dis ons ma. Dan sê die Here, wow, nee, ek het nie gesê, los jou kinders, dit is my kinders. Raas hy, en denk ek, ag, net 2 minute, is onbekeerde, verlof my, net 2. Net gaan, net inklim. Dan sê nee, werk nie so nie. Dan ons repent, dis Here, eintlik wil ek U werk in my hande vat. Eintlik het ek my vir 'n oomblik beter geag as jy en hoor. Dit sit my in hoogmoed posisie. Here, I repent. Ek het pride gehad, want ek wou by U krag nie in jou krag nie. Kom ons nie almal daar nie. Ek gaan nie die probleem oplos. Ja, Here, ek het geld nodig en vanaand bid ek en ek Here, dankie, ek wil hierdie huis koop en ek het 100,000 nodig net vir 'n deposit toe, Here. En ons doen hierdie warfare, ons is besig. Môreoggend daar sal ek bestuur en ek wil net kyk waar ek die lening kry. Dis jou kry dan gesê, "Ja, pastoor, hoe goed is die Here vir my? Hy het my 'n lening gegee." Gansie, ek nonsens teruggemaak, want jy het hom nie vertrou soos jy gevra het nie. En dis ook 'n party van ons sit met ons eie lewe waar ons sit, want ons het ons eie hande vat. Ons laat toe dat ons eie gedagtes, ons eie maniere
dan wonder ek jy nie identiteit nie. Wat jy gaan doen. Psalm 23 is amazing. Jy dat hy sê, the Lord is my shepherd. I shall not want. En dit beteken eintlik papa, jy weet, dat jy sal nie tekort nie wat jy trou in die Here. Hy het jou belofte, hy sê, you shall not want. En dit is jou gee vanaand, vergeet nie. The Lord is your shepherd. You shall not want. Trust this is it. Ek sien 'n bordjie wat uit jou uitgehou word, daar's 'n klomp klein geldjies in en daar's broodjies in, dan dink jy, Here, watter een sal ek nou vat hier? Dat ek nou maar wys op maniere het, ek sal maar die R2 en die R5 vat, nou nie dink ek is praatsig. Die Here sê vat alles. Vat alles sê die Here. En in die geesdimensie beteken dit vir ons dat wanneer God vir jou 'n belofte het, as jy nie tevrede met 'n halwe waarheid of 'n halwe blessing nie. As hy vir jou belofte op jou lewe het, is alles joune. As hy vir jou besigheid in jou hand, hy het vir jou baie beloftes gegee vir jou besigheid. Nie van die bil met jou krag om te steel. Maar God het jou alles gegee. Jy moet dit vat. Jy moet hardloop met dit. Hy sê jy sal hardloop en jy sal nie moeg word. Jy gaan soos 'n arend wees, jy gaan boaf nog bietjie beter kyk. Jy kyk al klaar. Maar jy gaan nog bietjie beter kyk. En jy gaan die springbokke kan onderskei tussen die ouetjies wat lyk soos springbokke. En die Here sê jy gaan net so uitstep en die Here gaan hulle wegvat. Maak dit sin vir jou. Thank you Jesus. Ek is net gehoorsaam as die Here praat. En ek het julle reg sê ek moet gehoorsaam wees. God speak, I need to speak. Ons is net die stem van die Here. Hy soek net 'n instrument. Daai instrument wat sê, wie ek oor laat hom hoor wat die woord van die Here sê. Moenie teen my vaskyk want ek 'n vrou is. I'm still fit. En ek is gehoorsaam. En dis wat hy van ons wil hê. Prys die Here. Thank you Jesus. Oh, hy weet ek lief, sy wil weet is baie keer. Die Heilige Gees is so amazing. Hy's 'n overflow, a mountain full of water that starts like a volcano to flow. It's overflowing, it will never stop. Even if it's raining, it's just increasing. You just need to stand and receive it. Staan net onder die water dat jy jou vol maak. En dit staan nie hier, dit is nie van hier op my face, it's amazing. So as jy uit water wil jy moet jy uitdruk. Wil jy wat sê, reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out. Dis is so van jy. Gryp alles. Touch it. Take it. Sometimes we pray what we need to receive as well. Vader, dankie vir dit ontvang het. Want ek glo die woord is ja en amen. Nie wag, as jy wag 'n bietjie dit ook, maar nie wag 'n bietjie, jy kan dan 3 sent kry, hoor of jy 10 sent kry as jy hom gedra nie. As ek jou belofte gegee het, dit van jou sy tyd. En dis sal hy voorsien, dit wat jy nodig het, vir die tyd wat jy dit nodig het. Moet hom nie vooruithardel. Want as jy hom vooruithardel, dan jy oor jou eie voete val. Geloof my, die rakkels, hy neus gaan bloei. Ag jy, dit is so seer. As jy my kind kom ek troos jou. Kom ek sit vir jou luister. Ons weet die eindtyd is hier. Ons sien in die wêreld wat besig is om te gebeur. Ons sien hoe kinders verleer word. Ons werk daagliks met mense. Ons sien hoe stukkende manne, stukkende vroue is. Ons sien die pyn en lyding daar buite, maar ons moet daai Jesus wees. Ons moet die een wees wat vol moet wees. Jy kan nie sit met daai seer en wonder en sê, maar Here, ek kan nie. En ek ervaar is iemand wat op 'n stadium seer gekry het. Here het al 'n paar keer weggestap die laaste jaar. En hy bring my terug na iets en ek wil dit deel. En dis wat ek ervaar. Somebody has been hurt in their life. And you made it in a well. Ek sal dit nie weet hoe laat nie. Om 'n inner wel te maak is daar belofte wat jy in jouself maak. Dat ek sal dit nie weet hoe laat nie. En jy is 'n lokasie vir dit wat God vir jou gee. You need to deal and repent because if you take it in your own hands, God says you will not receive. Jy kan dit skryf. Ek maak foute. Here vergewe my. Ek vra Here, I repent this in a now. Ek haal hom uit Here en ek gee hom vir jou, want dit is nie my porsie nie. Hy sê ek het vir jou gegee in oorvloed. Ek het gesterf sodat jy die ewige lewe kan kry, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang wat in jou is, the indwelling Holy Spirit.
Hy sê, hy vat ons na Handelinge 1 vers 8 toe. Hy sê, en julle sal krag ontvang, Gerard, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Met ander woorde, jy sla in die water, teen die water, jy stap in die Heilige Gees, jy het daai honger, jy wil daai vuur hê, jy wil daai salwing hê, en jy sê, Here, kom hier en sê vir jou, toe die vuur oor jou kom, Handelinge 1 vers 8. Vlam sal oor jou kom, dit sal jou aanraak, so sê. Dis nie net indwelling nie, but it's the power that comes over you. Hy sê, jy sal my getuienis wees in Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. But it starts here tonight. If you want to receive the fire, if you want to receive the blessing, if you want to receive, you need to say, Father, I want more of you. That this me just die here. Dat ek kan krag ontvang, Here. Dat jy die vuurvlamme kan kom en my kan toemaak, sodat ek kan stap in dit wat jy vir geroep het, sodat ek kan wees van die Here. Niks van die mensie, maar Christus. Christ in you, the hope and glory. I say, you are seated with Christ in heavenly places. Nou, hoekom het ek in die agterspeen drink, as ek saam met hom in die hemel is? I say, you are seated with me, nie against me or somewhere daar die agterspeen nie. I say, with me. Dit beteken, my daddy is the king. And if he's the king, it makes me a princess and a prince. And if that makes me, I have received everything, Ephesians 4 vers 19, elke geestelike gawe is joune, maar dit vat en glo. Moenie twyfel nie. Moenie van die vyand steel af. Genoeg. 2024, this is a change week. En dis wat die vyand so wil steel. This is a new week with new things and new beginnings. You need to take it. En as jy dit nie vat nie, broer en suster, jy gaan 'n baie lang pad loop. Jy gaan my berg loop. Here, tot jy hier toeslag. Terwyl ek vanaand sê, ek gee jou alles. Alles. Ek wil dat julle die Engels lees. Engels is baie delicious, julle verskoon ons. Waar is die lees? Hy sê ons in Handelinge 2, vers 2 tot 3. It began with a sound from heaven, like a mighty rushing wind, and the defeating sound filled the whole room where they were saying, after the sound of the rushing wind, flames of fire appeared, and either divided or were distributed, one to each disciple gathered, and they were filled with the Holy Spirit. Handelinge 1 vers 8, as he came upon you. So as jy vanaand wil hê, wil ek hê jy moet opstaan. Jy moet kom en jy moet kom vat van die salwing wat die Here vir jou het. Kom sit jou vinger in die olie en sê, Here, I want everything. Nie net 'n bietjie nie, alles. Vanaand gee hy dit vir jou, alles. Hy sê ek wil jou losmaak van daai goed wat jou seer maak. Ek wil jou alles gee. Maar as jy nie opstaan en aksie neem nie. Sarah was 'n vrou van geloof. She had faith and she spoke by of faith. Maar Hagar was die vrou van werk. En wat beteken dit? Dit help nie met geloof dat die Here gaan vir my gee, maar jy moet nie opstaan en dit kom vat nie. Jy moet dit by force tyd hierdie jaar, hierdie oomblik, hierdie week, hierdie maand. If you don't take it by force, the enemy is going to laugh at you and say, you've got it, but you don't want it. So the choice is yours. Jy sê, lekker sou, maar haar is eintlik al deur mekaar. Lekker nog aan. God is good. If you don't take it by force, say ja. Ek is Fransig, Here, ek wil alles hê. Ek wil nie net 'n bietjie hê, ek wil alles hê. Want ek wil hulle uitdeel. My hart is dat siele gered word. My hart is dat stikkende mense gesond word. My hart is dat die waarheid van die woord verkondig word. Back to basics. Dat jy weet waaroor gaan dit. Nie oor mense se dogmatiek en aromatiek en wat so artikel alles nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor siele. Dit gaan oor die heiligmaking. Want hy sê waar sonder niemand die ewigheid sal kan ingaan nie. Amen. So you need to come to a place. If you are washed in the blood of Jesus, as jy jou hart vir die Here gegee het, dan het jy die Heilige Gees. As jy meer wil hê, kom tap. Nie môre nie, kom tap. Kom tap, kom tap van die Heilige Gees. Kom tap, sit jou hande, kom tap. Julle kom kry. Dis gratis. Mahala. Verniet, hy sê, I have given it to you. Come and receive in the name of Jesus. En met julle kom ons asseblief 'n liedjie speel as dit reg is.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come receive, receive. We want to pray with you. We want to pray, we receive, receive. Vader, die rykheid, dis 'n aangename geur. Dis die geur wat jy voor Christus afgee. You are a sweet savor and favor in front of Him. He says, I want to give to you overflow. Squeeze